Spyt sal jou doodmaak. Mense is spyt oor baie dinge. Matteus 27 vers 1 tot 5 vertel van Judas Iskariot, die ontsettende diep spyt wat hy beleef het, nadat hy Jesus Christus verraai het. Sy spyt wat hy ervaar het, was so diep en vernietigend. Het was vir hom so erg gewees, dat hy homself opgehang het. Spyt het hom doodgemaak. Mense is spyt oor foute van die verlede. Mense is spyt oor verspilde geleenthede. Mense is spyt oor egskeiding wat nooit moes gebeur het nie. Spyt oor 'n misdaad wat gepleeg is. Spyt oor hulle kinders wat verwaarloos is. Ander is spyt oor 'n vreeslike sonde wat begaan is. Mense is spyt oor roekeloosheid, waarvoor hulle vandag nog 'n prys betaal. Maar spyt sal 'n mens doodmaak, want spyt dryf jou inwaarts. Dit vernietig die selfbeeld. Spyt wek selfhaat. Spyt wek selfveragting. Dit breek jou eie waarde in duisende stukkies. Spyt demp ook jou waagmoed. Dit bring vrees om weer uit te beweeg. Spyt verlam jou entoesiasme en jou beplanningsvermoë. Spyt verhoed jou om vooruit te gaan. Spyt demotiveer 'n mens. Obsessiewe spyt en gedagtes aan die verlede maak 'n mens depressief. Uiteindelik laat spyt jou hopeloos voel en uiteindelik knel dit selfs jou gesondheid. Waaroor is jy vandag so innig spyt? Wat se spyt vreet aan jou? As jy wil vrykom van spyt, gaan met berou na die Here toe en vra vir hom vergifnis. Na jy vergifnis ontvang het, gaan na die persoon teenoor wie jy oortree het. Gaan bely jou spyt, gaan bely jou oortreding en ontvang by hom vergifnis. En dan, die derde persoon na wie jy moet gaan, is na jouself. Vergewe jouself. Gaan terug na die plek waar die dinge gebeur het wat spyt teweeggebring het in jou lewe. Gaan kry vergifnis, gaan kry versoening en stap weg. Maak jouself los en stap weg. En op jou weg sal jy uiteindelik genesing begin ondervind. Genesing van spyt. Maak klaar met spyt. Los die selfverwyd en die selfkastyding. Kelder spyt. Anders sal hy jou kelder, want spyt maak 'n mens dood. Hemelse Vader, ek bid vir mense wat worstel met spyt. Mense wat nie loskom van die verlede. Met alles wat daar gebeur het, waar hulle aandeel aan het nie. Help vandag mense om bevry te word van spyt. Genees elke stukkende hart wat worstel met spyt. U bly die God van vergifnis, die God van versoening, die God van genesing. En ek sê dankie dat in hierdie oomblikke u mense vrymaak van spyt en in staat stel om 'n gelukkige en 'n gesonde lewe vorentoe te leef. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.